Goeienaand en baie welkom by wat ons noem ons goeie nuus om 7. Hoop dat dit met elkeen baie goed gaan. Ons is besig met 'n reeks wat ons praat van die kruis in die Ou Testament, hoe die Ou Testament ook dan vir ons leer wat die kruis alles beteken, die kruisiging van ons Here Jesus Christus. En vanaand dan 'n bekende gedeelte, of wel, interessante gedeelte, Deuteronomium 21. Maar kom ons vra net vir die Here se leiding deur sy Gees. Here, dankie dat U ons vashou. Dankie dat U om Christus ontwil ons ook U sin gemaak het en dat ons ook met U woord kan besig wees, dat ons kan weet dat U deur U Gees ook met ons elkeen 'n pad stap. Here, dat U ons lei en as ons vanaand met U woord besig is, Here, dan is ons gebed weer presies dit, dat U deur die Gees dan ook en deur U woord ons mag lei op hierdie pad van heiligmaking, nader aan U mag trek. Ons vra dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Goed, so Deuteronomium 21, lees gerus dan saam met my wat daar staan. Dis verse 22 en 23, wanneer iemand reggestel word vir 'n oortreding wat die doodstraf verdien, en jy hang hom aan 'n paal op, mag sy lijk nie die nag daarin bly hang nie. Jy moet hom dieselfde dag nog begrawe, want wie opgehang word is deur God vervloek. Jy mag nie die land wat deur die Here jou God aan jou as besitting gegee is, verontreinig nie. Nou goed, hierdie teks is eintlik dan eenvoudig dat iemand wat opgehang word, dat hy of sy deur die Here vervloek is. Nou dis interessant dat party vertalings praat van 'n boom, ander praat van 'n paal. En beide van hierdie vertalings is dan ook reg, want die oorspronklike woord kan beide beteken. Nou, waarvan die teks dan praat is dat destyds wanneer iemand se liggaam dan opgehang is vir die publiek om te sien, wat dan enerzijds as 'n waarskuwing gedien het, en anderzijds was dit dan ook 'n vernedering as deel van die straf op die kriminele daad, iets wat die doodstraf verdien het. En dan praat die teks van iemand wat dan reeds dood is, met ander woorde, die persoon is tereggestel, en dan word sy liggaam dan nou opgehang as waarskuwing, as afskrikmiddel, as vernedering. Deuteronomium 21 beskryf nie per se 'n kruisiging nie. Dit was nie iets wat die Israeliete gedoen het nie. Die oudste rekord wat ons van 'n kruisiging het, is 519 voor Christus, toe koning Darius die eerste van Persië, toe hy 3000 van sy politieke opponente gekruisig het. Die Grieke en die mense van Karthago het dan hierdie gebruik oorgeneem, en buite Bybelse bronne vertel vir ons dat Antiochus Epiphanes die 4de, dat hy Jode gekruisig het wat nie Grieke wou word nie. Die Romeine, hulle het dit dan weer by die Grieke oorgeneem, en die verskriklikheid van die kruisiging het wel gemaak dat die Romeine 'n wet afgevaardig het wat sê dat die Romeinse burger nie gekruisig mag word nie. Dit was 'n straf wat absoluut gereserveer was, gehou was vir die slegste van die slegstes, vir rebelle ook. Toe die Romeinse keiser Konstantin tot bekering gekom het hy dan ook kruisiging as straf, het hy verban. So waaroor gaan Deuteronomium 21 dan? Nou die Bybel verklaar homself, in Galasiërs 3 vers 13 trek Paulus 'n direkte lyn vanaf Deuteronomium 21 na die kruis op Golgotha. In Galasiërs 3 vers 13 Paulus skryf: Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar staan geskrywe, en dan haal hy aan uit Deuteronomium 21, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Wanneer Petrus dan met die Joodse raad praat in Handelinge 5 vers 30, dan verwys hy ook na Deuteronomium 21 as hy sê: Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het deur hom aan 'n kruishout te hang. En dis dan Handelinge 5 vers 30. En die woord kruishout kan ook vertaal word met boom, whom you had killed by hanging him on a tree. Die pyn wat Jesus aan die kruishout ervaar het, was iets verskrikliks. Maar dis nie egter al wat Jesus ervaar het nie. Die openlike vernedering wat daarmee gepaard gaan, dink jouself dit net in. Jesus Christus, die Seun van God, aan wie al die heerlikheid en die glorie behoort, die Seun deur wie en vir wie alles gemaak is,
moet kaal aan 'n kruishout hang, veroordeel as 'n misdadiger. Ons het nie eintlik iets vandag wat 'n ekwivalent van die kruis in ons kultuur is nie. En die doodstraf wat in party lande nog toegepas word, kom nie naby aan die wreedheid van die kruisiging nie. Lee Strobel skryf in sy boek The Case for Easter, dat selfs die geeseling en die marteling vooraf so barbaars is, dat dit ons tot in ons wese sal skok, en dat die kruisiging van daardie stikkende liggaam, as gevolg van die geeseling en so aan, daardie stikkende geslaande liggaam, 'n getuienis is van die vlak van verlorenheid waarin ons as mense geval het. Ons het vandag ook nie 'n ekwivalent vir die vernedering wat die kruis bring nie, om daar te hang kaal net, terwyl die mense verbyloop en lag en spot. Een kommentaar skryf dat die oplig van 'n mens aan 'n kruishout, dat dit die absolute hoogtepunt, die absolute klimaks is van die mense ondergang en skande. Hy sê dit wys op die totale aftakeling en die afgryse van die daad wat die misdadiger gedoen het. Die ding is, Jesus was onskuldig. Nou dis gesien bloot vanaf 'n menslike kant, net die wreedheid, die skande en dies meer. Maar daarby saam, sê Deuteronomium 21 en Galasiërs 3, dat wanneer jy aan 'n kruishout gehang het, dan was jy deur God vervloek. Dis nie bloot net 'n fisiese verskriklikheid nie. Hoe erg moet dit wees om deur 'n almagtige God vervloek te word? En die idee dat God iemand vervloek, beteken in hierdie konteks dat die persoon wat dan tereggestel is onder die oordeel val vir die kwaad wat hulle gepleeg het. In die Ou Testamentiese Israelitiese wet was sekere oortreding so ernstig dat die oortreder gesien is as 'n vervloekte deur God. Dat daardie persoon se oortreding was met ander woorde nie net 'n blote oortreding van morele menslike wette nie, maar ook 'n oortreding ten diepste van God se heilige standaarde. Dit beteken dat die Here 'n absolute afkeer het van dit wat daardie persoon gedoen het, vir die sonde. En dat die persoon dan aan 'n boom gehang is, word gesien dat daai persoon dan daai afkeer van God verdien het. Net dit onderstreep so 'n bietjie die erns van die sonde, die noodsaak van goddelike geregtigheid en regverdigheid. Ja, kom ons vat dan net gou 'n oomblik en dink aan Jesus se bereidwilligheid om deur dit alles te gaan vir my en vir jou. Want eintlik moes dit ek en jy gewees het wat daar gehang het. Deur die sondigheid is ons en die wêreld deur ons toedoen vervloek, sê Romeine 8. So geliefdes, ek wil eintlik vra, vat dit so persoonlik as wat jy kan. Jesus dra die pyn, die skande, die afgryse, die wreedheid en die vervloeking wat ek en jy verdien het in ons plek. Soms hoor ek dat mense sal sê, ja, dit was die Romeine, dit was Rome wat Jesus gekruisig het. Of anders sal sê, ja, dit was die Jode se skuld, nee, hulle het daarop aangedring. Nee, dit was ek en jy. Nee, 1 Korintiërs 1 vers 15, of 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 4 lees, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. Jesus moes sterf. Jesus moes verneder word. Jesus moes vervloek word. Want anders was ek en jy nog onder die vloek, deel van die koninkryk van die duisternis. En dis hoekom Paulus vir die mense in Korinthe dan ook skryf dat ons verkondig Christus wat gekruisig is. En vir die Jode sê hy, is dit 'n aanstoot, en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Nie almal gaan dit verstaan nie. En vir baie mense bly dit maar 'n blote bespotting. Jesus
Sy grootste liefdesdaad was om God se haat op die sonde te dra. Daardie spykers moes eintlik deur my en jou gegaan het. Daai sweep met die stukkies klip en yster en glas moes eintlik op my en jou rug geval het. Maar dit het nie. Want deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ja, ons verdien nie die verlossing wat Christus vir ons gedoen het nie, maar dis hoekom ons dit genade noem. Vrye, heerlike genade. Merkwaardig dat Jesus se liggaam ook dan van die kruis afgehaal is dieselfde dag as wanneer hy gekruisig is, om so ook Deuteronomium 21 vir ons te vervul. Deur die eerste boom in Genesis het die vervloeking van God oor die mens gekom, en deur die boom op Golgotha is daardie vloek dan weggeneem. Alles wat Jesus vir ons gedoen het, die vervloeking in ons plek, kan dan eintlik nog steeds iets wees wat buite my en jou bly. Nee, dit raak ons nie regtig nie. En dan daarom die oproep van die Bybel, van die Here, van die Heilige Gees, om dit ook deur geloof jou eie te maak, dit te gryp, die wonder daarvan te besef, Jesus doen dit vir my, vir jou. Indien dit iets is wat jy al lank al weet, en van tyds af hoor jy al die evangelie, moet asseblief nie dat die bekendheid van die evangelie, die bekendheid van die kruis maak, dat dit die diepte van jou verlossing by jou verbygaan nie. Daar is steeds iets is wat ons keer op keer moet oproep om te sê, maar wys my lewe dit. Lewe ek in die lig van die kruis. Christus, so verneder, so geslaan, so seer gemaak, so vervloek, sodat ons kan lewe en lewe in sy volheid kan hê. En wys my lewe dit dan. Ons het komende Sondag het ons nagmaal, en dan daardie selfondersoek wat ons ook moet doen. Ons gaan die brood en die wyn gebruik as 'n teken van daai absolute heerlike verlossing wat ons in Christus het, om daaraan herinner te word. Mag dit nie by ons verbygaan nie. Mag die diepte van ons verlorenheid, die grootheid van ons verlossing vir ons bevestig. Hoe heerlik. Ek is vry. Ek leef nie onder die vloek nie. Ek leef onder die seën van die Here. Amen. Kom ons bid. Ons Vader Here, dankie vir hierdie heerlike troos wat ons ook uit u woord kan kry, dat ons in Christus vrygemaak is, vrygekoop is, verlos is. En mag jy dan ook deur die Heilige Gees ons elkeen ook dring om bietjie binne in onsself te kyk, te sien regtig hoe diep ons verlore is, sodat die heerlikheid van die verlossing ons mag aangryp, dat ons mag keer op keer mag vir onsself afvra, lewe ons werklik soos u kinders? Is ons lewe 'n bewys van die verlossing wat u deur die Gees in ons werk? Here, wil u ons daartoe dring? Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Liefdes, ek hoop julle het 'n heerlike Woensdag aand en 'n pragtige week verder. Groetnis.